coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God, and we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. So ek wil net weer eens vandag verklaar dat Jesus Christus van Nasaret die God van hierdie gemeente is. Dat hy die naam bo alle name is. Hy is die koning bo alle konings, hy is die Here bo alle Here, hy is ons verlosser, hy is ons redder, en dat ons nie sonder hom kan klaar kom nie. Ons is verlore sonder hom, ons is dood sonder hom, ons is leweloos sonder hom, en ons is absoluut niks sonder hom nie. En ek wil net vanoggend weer sê ook, dat ek nie hier sal staan vanoggend voor julle, as dit nie kan eer bring tot sy naam nie, as dit nie kan prys bring en aanbidding bring en glorie bring tot sy naam nie. En mag hierdie diens en alles wat ons hier vandag doen, 'n lieflike reukoffer vir hom tot in die troonsaal vanoggend bring. Nie net hier vir ons en vir mekaar nie, maar vir hom. Because it's all about him. Dit gaan alles oor hom, dit is alles tot hom, dit is alles deur hom en dit is alles vir hom alleen. So die gedeelte van die woord wat ek vandag gaan bedien, het ons al baie gehoor. Dis 'n baie bekende gedeelte. Maar die Here sê tog, hy sê preek my woord in seisoen, uit seisoen, tydig en ontydig. En dit is vandag wat ek wil hierdie woord vir ons bring weer vandag. Want jy weet, ons kan vandag, kan ons hierdie woord lees, en hy gaan vir ons hierdie betekenis hê. Maar volgende jaar, of volgende week, of volgende maand, gaan ons hierdie selfde skrifgedeelte lees, en dit gaan vir ons dalk weer iets nuuts bring. En dit is hoe amazing God se woord is. God se woord is lewendig, dit is kragtig, dit is sterker as 'n tweesnydende swaard wat deur siel en gees sny, deur murg en been. Dit is die riglyn vir ons lewe. En laat ek vir julle sê, God se woord is die totale autoriteit. En alles wat hier geskrywe staan, is die waarheid. Moenie laat enigiemand vir julle sê, dit is nie heeltemal nie. Hierdie is die totale waarheid en die totale autoriteit waarop ons geloof gebaseer is en waarop ons staan vanoggend. Hierdie woord leer ons wat was, wat is en weer gaan kom. En daai weer gaan kom, behoort in ons as kinders van God se harte 'n opgewondenheid te bring. Die weer gaan kom, nie by ons vrees bring en sê, ek vrees vir dit wat gaan kom nie. Dit moet vir ons 'n opgewondenheid bring. Ons moet weet, ons gaan ons koning ontmoet. Ons gaan hom face to face sien, aangesig tot aangesig gaan ons hom ontmoet. Ons sal in sy volle teenwoordigheid wees, waar ons hier net 'n klein deeltjie van God se teenwoordigheid ervaar, en dit is so lekker, en ons wil nie beweeg as God se teenwoordigheid, as sy gees begin werk nie, gaan ons daar eendag in sy volle teenwoordigheid wees. Jy weet, in die hemel is daar nie eers 'n son en 'n maan nie. Ek meen, God self is die lig. Hoe amazing is dit nie? Julle, dis iets om na uit te sien. So ek gaan vir ons hierdie gedeelte lees in Genesis 16, en ek het hierdie gedeelte ook nou die dag bedien toe ons in Swaziland was. Ons het 'n vrouedag daar gehad en dit was net amazing. Dis net next level, as ek dit so moet sê, Damien, soos met die jeug. Dit was net next level gewees. En ek het hierdie selfde gedeelte, het ek daar met hulle ook bedien die dag. En dit was werklik geseënd gewees. So net om vir julle so klein bietjie konteks te gee uit hierdie gedeelte uit, Genesis 15 lees ons ook van Abraham en Sarai, ons almal ken hulle, en hoe Sarai nie kon swanger raak nie, maar God het vir hulle hierdie belofte gegee, hierdie mooi belofte, en gesê, man, julle sal so baie kinders hê, julle sal dit nie eers kan tel nie, dit sal wees soveel soos die sterre, en julle, jy weet, julle gaan 'n erfgenaam hê, en dit sal uit julle saad uitkom, maar ons weet ook dat die mens baie ongeduldig raak. So, jy weet, nou dit nie gebeur nie, en sy is nou nog steeds kinderloos, en nou gaan Sarah hier, en sy
neem dit nou in haar eie hande en sy sê, maar ek kan nou nie, jy weet, ons kan nou nie so lank wag nie en my man, jy weet, die Here het nou klaar vir hom gesê, daar gaan 'n erfgenaam wees en ek kan nie kinders baar nie. So, en dit is wat ons dan nou hiervan lees in Genesis 16, die eerste boek van die Bybel, na 16 hoofstukke, verse, en ons gaan sommer daar lees, ek dink ons kan sommer lees van vers 3 af. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar die Egiptiese, dit was haar slavin. Nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragterlik in haar oë geword. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug. En die engel van die Here, engel met 'n hoofletter, en dit is die eerste keer wat ons hier lees in die woord van die engel van die Here. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, want jy het gesê, het ek hier ook, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Daarom noem hulle die put van Lagai Rooi, dit lê daar tussen Kades en Bered. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, en Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. Tot sover. So hier gaan Hagar, wat die slavin is van Sarai, en sy, jy weet, sy gaan lê nou by hierdie Abraham en sy raak swanger. En as jy nou gaan kyk in hulle kultuur daai tyd, jy weet, was dit 'n normale ding geweest. Vir ons is dit nou glad nie, maar in daai tyd, jy weet, was dit vir hulle reg geweest. Jy weet, jy vat jou slavin, as jy kinderloos is en jy kan nie kinders baar nie, en jy gee jou slavin dan nou vir jou man, en sy word dan nou soos 'n surrogaatma. So dit is nie haar kind nie, dit is nog steeds, jy weet, die kind word dan nou gegee vir die paartjie wat dan nou nie kon 'n kind baar nie. En dit was 'n normale ding gewees in daardie tyd, in hulle kultuur. So nou weet ons ook, as ons gaan kyk in Genesis 12, waar Abraham en Sarai, waar hulle deur Egipte getrek, so ons glo ook en ons neem aan dat dit is ook waar Hagar dan deel geword het van hulle familie, toe hulle deur Egipte getrek het, want sy is 'n Egiptiese slavin. So, hier is Hagar nou swanger, en nou begin sy hierdie minagting toon teenoor haar meesteres, Sarai. Jy weet, sy begin nou so 'n bietjie neerkyk op haar, jy weet, dit is soos, ek is nou swanger met jou man se kind, en
Mens verstaan dit half op 'n manier, jy weet, sy sal vind, sy was nog nooit regtig iets of het iets beteken in haar lewe nie, en hierso is sy nou swanger met Abraham se kind, en jy weet, sy voel dalk ook net so bietjie meer belangriker. En natuurlik, ek dink het dit baie huismolesse afgegee. Ek meen, jy hoor nou hierso hoe praat Sarah hierso met Abraham, en jy weet, nou is dit in jou hande en jy moet dit voor God gee. En maar sy was die een wat gesê het, vat haar as jou vrou. En maar soos elke huis ook nou maar sy kruis het, nê. Ja. En Sarah hier behandel toe nou vir Hagar op 'n baie lelike manier. Sy raak lelik met haar. Sy beklei met haar. Sy het dit so erg gedoen dat Hagar eintlik gesê het, weet jy wat, ek moet nou vlug hierso. So as jy daai woordjie vlug vat en jy gaan dit bietjie oplees, dan sê dit vir jou, dit is soos pad gee, dit is soos 'n skielike ding, is soos weghardloop, is soos maak dat jy wegkom, dit is soos ek moet hier wegkom. So dit was gedoen uit vrees dalk uit. Dit was dalk soos, ek is hier bietjie bang vir my lewe, vir wat hierso dalk kan gebeur, want sy het gevlug van Sarah hier af. En jy weet, hierdie was die plek wat sy gedink het, hierdie is my veilige plek, man. Ek kyk op na hierdie mense is my familie, hulle is my huis, jy weet, en ek voel veilig hier, en ek kyk op na hulle, en hulle is my mense, man, en hulle is goddelike mense. Maar hier dinge verander, dat Hagar moes vlug, dat sy voel, sy moet nou vlug vir haar en haar baba se lewe. Jy weet, en hier gaan sy, en sy bevind haarself, soos sy hardloop, vind sy haarself daar in 'n woestyn. En sy gaan lê daar langs 'n fontein. En sy's alleen. En sy's bang, en ek dink sy het gedink, hoorie, ek weet nie eens hoe gaan ek eet nie, en julle weet hoe kan swanger vroumense eet. En hier lê sy, hulpeloos, alleen, weet nie eers of sy dit deur die nag gaan maak nie, dalk seer, en sy dalk, ek dink sy dalk skaam gevoel ook, oor wat gebeur het, en dalk verwerping ervaar, en ek meen, het jy al so gevoel in jou lewe? Ek het verseker al so gevoel in my lewe, dat ek gevoel het, ek wil net weghardloop. Ek weet, ek het nou die dag 'n vriendin gehad, sy sê, as sy so voel, dan ry sy net op hier na die berg toe, en dan gaan sit sy 'n bietjie daar. Want baie keer voel ons, dit wat hier om ons aangaan, en ons situasie, en ons omstandighede, raak net te veel vir ons, en ons voel, ons wil weghardloop, ek wil net wegkom van hierdie af, want ek kan nie meer nie. Dit is net vir my te veel. En dis presies hoe Hagar in daai oomblik gevoel het. En hier waar sy lê, waar sy dink sy sal leen en daar's geen meer hoop vir haar nie, kom God en hy kom ontmoet haar net daar waar sy is. Net daar. Maak nie saak wie sy is, sy's net 'n ou slavin, sy's dalk nou 'n niks, sy's dalk 'n niemand, of dis wat sy dink. En hier kom God, hy maak dit maak nie saak wie sy is, of wat sy gedoen het in haar lewe nie, of waarheen sy op pad is nie. Hy ontmoet haar in daai woestyn, in haar donkerste uur van haar lewe, ontmoet hy haar, net daar, waar sy is. En hy sê vir haar, ek ken jou. Ek sien jou, Hagar. En dis wat die Here vandag vir jou kom sê. Ek ken jou, en ek sien jou. En God vind haar en hy roep haar op haar naam. Hy sê, Hagar. Jy weet, jy kan jou eie naam vandag daarin sit. Hy roep jou op die naam. Jesaja 43 vers 1 sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Die Here roep jou vandag op jou naam, hy sê, jy is myne. Hy sê in Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou al klaar geken. Nog voor jy in jou ma
se maag was, in daai baarmoeder gaan broei het die Here jou al klaar geken en hy het al reeds jou naam geken. Jy weet, Kylen het hierdie liedjie wat sy so love, You Know My Name. En as sy daai liedjie sing, het sy die grootste smile op haar gesig, net om te weet dat God almagtig ken haar naam. Bian, weet jy? En in hierdie oomblik, waar God by Hagar sit, of staan, in haar teenwoordigheid is, sy in sy teenwoordigheid is, weet Hagar, hierdie kan net God wees. Wie anders kan dit wees? Hierdie kan net God wees. En hy vra vir haar, hy sê, Hagar, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? As jy daai vraag moet beantwoord vandag, waar kom jy vandaan? Dink mooi, waar kom jy eintlik vandaan? Waar was jy al? En waarheen is jy op pad? En jy weet, God vra nie hierdie vir Hagar, omdat hy nie weet nie. Hy weet presies. Hy weet waar vandaan sy nou net kom. Hy weet daai seer wat sy nou net deurgegaan het. Hy weet daai verwerping, hy weet daai teleurstelling. Hy weet ook waarheen sy op pad is. Maar hy het bemoeienis met haar en hy het nodig dat sy moet praat oor dit wat met haar gebeur het. Hy wil dit hoor by haar. Ek onthou 'n tyd in my lewe, ek was 16 jaar oud gewees en ek het in 'n dorpie groot geword, klein dorpie amper soos Barberton. En dit was waaraan ek gewoond was. Dit was my veilige plekkie gewees. Dit was my huis gewees. En na 16 jaar het my ouers besluit ons trek na 'n ander dorp toe. En ons het daar gaan bly in Natal en ons het in my ouma se strandhuis ingetrek. En dit klink fantasties en dit klink so mooi en alles, maar dit het nie met ons goed gegaan daai tyd nie. My ouers het hulle besighede verloor en dit het met ons baie swaar gaan. Dit het so swaar gaan dat my pa party oggende moes opstaan en vir ons gaan visvang het sodat ons net daai dag kon eet. En in daai tyd kan ek onthou, dit was vir 'n tiener is dit moeilik om so iets deur te gaan. Jy weet, 'n nuwe omgewing, nuwe plek. Ek het gesukkel om vriende te maak en ek was baie alleen in daai tyd. En my lewe het regtig net afdraande gevat van daar af. En julle almal ken my storie, ek gaan dit nie weer vertel vandag nie, maar ek was nie op die regte plek nie. Ek was nie in Christus nie. Ek was nie meer warm vir die Here gewees nie. My lewe het nie meer getuig van hom op daai stadium nie. En ek het dit gevoel en ek het skuldig gevoel daaroor. En ek het in die oggende voor skool, niemand het daarvan geweet. Nie eers my ouers het van dit geweet. Niemand het daarvan geweet nie. Het ek vroeg opgestaan in die oggend en dan het ek afgehardloop strand toe en dan het ek so op 'n duin gaan sit. En dan het ek daar gaan huil voor die Here. En dan het ek daar gaan bid. Ek sê, Here, ek dink nie, U sien my meer nie. Ek voel nie of ek dink nie ek is meer U kind nie. Ek dink nie ek behoort meer aan U want my lewe is sleg op hierdie stadium. Ek is sleg op hierdie stadium. Ek dink nie U het my meer lief nie. En daar was mense gewees wat ons genooi het na 'n spesiale diens in Shelly Beach. En spesiale prediker en alles in 'n groot gemeente. Yes, ek dink daar seker 500 mense gesit daai dag. En
ons is toe nou soontoe en ons is maande terug in die kerk gewees. En ons gaan sit daar in die kerk, weet natuurlik so 'n bietjie agterrag in die kerk, wil nie voorsit nie. En hierdie pastoor, hierdie spesiale prediker, sy naam is Mark Bredenkamp, ek sal hom nooit vergeet nie. En in die middel van sy preek, stop hy. En is doodstil, en die mense dink, wat gaan nou aan, hierdie ou nou ophou preek. En hy kyk so en hy sê, daai meisie wat daar sit, kom vorentoe. En ek dink, nee, maar dit kan ons nou nie ek wees nie. Wie's ek nou? Jy weet, ek is 'n niks, ek is 'n niemand. Dis soos, hoekom gaan hy my nou uitroep? En hy sê, daai meisie met die wit hemp en die persbroek kom vorentoe. Nou weet ek, dis ek, want ek sien ek het 'n wit hemp en 'n persbroek aan. En ek dink, Here, net nie hierdie nie. Ja, nee, en my hart begin soms so vinnig te klop en dit is, nee, Here, ek is skaam, ek is teruggetrok, ek kan nie. Hy sê, kom. En toe ek myself kry, toe staan ek toe nou voor en hy staan by my. En die Here gee vir hom in daai oomblik 'n woord van kennis. En hy sê vir my, weet jy wat? Die Here het die Satan het vir jou te lank kom lieg. Hy's 'n leienaar. Hy kom vertel vir jou dat jy nie goed genoeg is nie. Hy kom vertel vir jou dat jy nie meer die Here se kind is nie. Hy's 'n leienaar en ek wil vandag vir jou kom sê, daar waar jy in die oggende sit, waar niemand sien nie, waar niemand weet nie, die Here sien jou trane en hy hoor jou gebede en jy is nog sy kind. Kom sê hy vir my. En hy het so mooi geprofeteer oor my lewe en dat ek vroeg in my lewe sal evangeliseer en dat daar roeping oor my lewe is en al hierdie. En ja, natuurlik die Satan weer daarna kom steel. Maar hier staan ek vanoggend voor julle. En ek hou vas aan daai wat die Here daar vir my kom sien. In my ergste, donkerste ure, my woestyntyd, het die Here gekom en hy het my net daar kom ontmoet waar ek is. Daai ou het my nie geken nie. Hy weet nie ek sit daar in die oggend op die strand en huil voor die Here nie. Maar die Here het dit vir hom kom wys. En die Here het my kom bemoedig daai dag en sê, ek sien jou, Megan. Ek ken jou. Ek ken jou op die naam. En hy sê dit vandag vir elke een van julle. Ek ken jou op die naam. En ek sien jou net daar waar jy is. So verder kom God en hy sê vir Hagar iets wat heeltemal onmoontlik klink. Hy sê vir haar, gaan terug Hagar, terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Dis soos, Here, wat is hierdie nou? Dis onmoontlik. Hoe kan ek nou teruggaan na daai teleurstelling, daai seer, daai pyn, daai vernedering? Hoe kan ek teruggaan daarheen? Maar God wou nie hê sy moet weet deur al daai seer en al daai dinge gaan nie. Hy wou hê sy moet gaan en sy moet gehoorsaam wees. Sy moet verantwoordelik wees. Sy moet gaan vergewe. Sy moet gaan regmaak en sy moet gaan gesond word. Sy het nodig gehad om gesond te word. En hierdie keer, wanneer sy teruggaan, gaan dit heeltemal anders te wees. Dit gaan anders te wees, want sy gaan nie alleen nie. Sy gaan hierdie keer saam met God. Sy loop saam met God daarin. Hy sien haar. Hy sien die plan wat hy vir haar het. Hy sien mos die groter prentjie, is dit nie? Hy weet al reeds wat daar gaan gebeur. Ons kan dit nog nie sien nie, en ons is nee, Here, maar hy weet. Hy sien die groter prentjie. En God gee vir Hagar 'n belofte. Hoeveel van julle het al 'n belofte van God gekry? Ek meen, bid jy nog oor daai belofte? Glo jy nog in daai belofte wat die Here vir jou gegee het? Staan jy nog daarop? Herinner jy die Here nog aan daai belofte wat hy vir jou kom gee het? Vers 11 sê,
Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou ellende verhoor. Ek meen, wat 'n nice gender reveal is hierdie nou nie, né? Hier weet sy, dit is 'n seun. Sy weet selfs wat is sy naam. Sy het nie eers nodig om te gaan soek vir 'n naam nie. Die Here gee vir haar die naam van haar kind en Ismael, daai L beteken God hoor. Joh, julle, God hoor. Vers 13 sê, toe noem sy die naam van die Here, toe noem sy die naam van die Here. Het julle gehoor wat sê hierdie skrif? Sy gee vir die Here 'n naam. En die Here is okay daarmee. Dit staan nie in sy woord geskryf. Toe gee Hagar, wat 'n slavin is, vir ons God 'n naam. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. En in die Hebreëus is daai El rooi. En dit sê nie net die God wat sien nie, dis die God wat my sien. Die God sien my, hy sien jou, hy sien ons. En ek sluit af met hierdie. God ken jou beter as enigeen wat hierso sit vanoggend. God ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy ken jou sit en jou staan. Hy ken jou kom en jou gaan. Hy weet hoeveel hare jy op jou kop het. Hy weet selfs hoeveel hare van jou kop afval. As daar een haar afval, weet hy daarvan. Dis hoe God jou ken. Hy sê, soos ek met Moses was, so sal ek met jou ook wees. Hy het beloof dat hy ons nooit ooit sal verlaat nie. Nooit nie. En hy het gesê dat daar niks is wat jou ooit uit sy hand uit kan ruk nie. Hy het ook beloof dat daar niks is wat jou ooit van sy liefde kan skei nie. So miskien is jy vandag die een wat hardloop. Jy is dalk die een wat hardloop vandag. Jy hardloop dalk van jou seer, van jou teleurstelling. Jy hardloop dalk vandag van God af weg. Jy hardloop dalk vandag weg van dit wat die Here jou voor geroep het om te doen. Miskien sê jy nee, ek is al reeds in die woestyn. Ek is nou al klaar gehardloop. Ek dink ek is al in die woestyn. Ek lê al langs daai fontein. Ek lê alleen. Ek is depressief. Ek is in 'n gat. Ek sien geen uitkomkans nie. Ek weet nie meer wat se kant toe nie. Ek vra Here, waar, hoekom, wanneer? Ek weet nie meer wat se kant toe nie. Of miskien sê, weet jy wat, ek het al so geraak in hierdie dinge, en hierdie wêreld, en hierdie mense, dat ek begin wegkruip het. Ek kruip eerder weg, voor ek weer seer moet kry. En waar kan jy wegkruip? Waar God jou nie kan sien nie. Al gaan jy hemel toe, is God daar. Al gaan jy in die diepste van die aarde in, God is daar. Hy is alomteenwoordig, hy is hier, Immanuel, God hier met ons. Jy kan nie van hom meer wegkruip nie. Kan nie wegkruip nie. Jy sien toe God vir Hagar ontmoet het, daar in die woestyn, het daar iets daar gebeur. Iets het gebeur daar in die woestyn. God het in sy teenwoordigheid vir haar genesing vir haar hart daar gebring. Dis wat gebeur het. Daar het genesing gekom vir haar hart in daai teenwoordigheid, daar voor die voete van die Here.
Dis waar genesing gekom het. Jy weet, dit was in daai oomblik waar sy in daai woestyn in sy teenwoordigheid is. Waar sy weer gevoel het, ek kan weer vertrou. Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need, care for the elderly, and through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference, whether through giving, volunteering, or prayer. You become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us, stand with us, be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church, together we make an impact that lasts.